Ja, goeienaand, julle almal. Ek is bly julle het almal ingeskakel. Het is 'n bietjie reënerig hier buitekant in Johannesburg. Ek weet vanoggend op Heilbron was dit dieselfde. Ons is tog maar baie dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir die reën wat hy vir ons beskik, nê. Ek is bly julle het ingeskakel. Elke keer as ek hierdie gedeelte voorberei, hierdie spesifieke hoofstuk, dan voel ek dat dit is so 'n belangrike hoofstuk vir die kerk, ook vir die kerk van vandag. En ons is immers die kerk van die Here van vandag. So ek hoop u sien soveel uit na hierdie hoofstuk soos wat ek daarna uitsien om daaroor te praat. Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is 'n God wat ons goedertieren is. En dit beteken dat U is loyaal. U hou U woord, U bly altyd dieselfde. En U breek nie U woord ook teenoor ons nie. En wanneer ons so lees van die kerk, ook in die tyd van die apostel Paulus, soveel jare gelede, dan besef ons net dat U het die kerk al vir meer as 2000 jaar deur U seun gedra en beskerm tot waar ons vandag is. En ons is dankbaar dat U ons as 'n gemeente en as gelowiges ook in Suid-Afrika gebruik, dat U ons bewaar. Ons wil dan vanaand ook saam Bybelstudie doen uit hierdie gedeelte en ons sien daarna uit dat U met ons sal praat, dat ons ook kan hoor wat ons behoort te doen. Ons vra dit van U in U seun se naam. Amen. Goed, ek lees weer vir ons die hele gedeelte en ek gaan net so oorsigtelik oor die eerste deel wat ons verlede week gedoen het, iets vinnig sê, want hier is 'n paar mense wat nuut is. En dan gaan ek na die tweede gedeelte toe. Daar is 'n mate van herhaling, maar ek dink Paulus sê tog in die tweede gedeelte plaas hy die klem bietjie op 'n ander plek. So ek gebruik die 1953 vertaling. Ek wissel dit maar af. Ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog maar, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval, want ek reken dat ek niks agterstaan by die uitnemende apostels nie. En al is ek ook onbedrewe in woord, dan tog nie in kennis nie, maar ons het ten volle in alle opsigte openbaar geword by julle. Of het ek sonde gedoen deur my te verneder, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het. Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om julle te bedien. En toe ek by julle teenwoordig was en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie. Want in my gebrek het die broeders voorsien wat van Macedonië gekom het, en ek het my in alles in ag geneem om julle nie te beswaar nie, en ek sal my in ag neem. So seker as die waarheid van Christus in my is, sal hierdie roem in die streke van Agaïe my nie ontneem word nie. Waarom? Omdat ek julle nie lief het nie. God weet dit, maar wat ek doen, sal ek nog doen, om die afleiding of om die aanleiding af te sny vir die wat 'n aanleiding wil hê, sodat hulle in die saak waar hulle op roem net soos ons bevind mag word.
Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Nou ja, ek wys julle weer op die gedeelte wat ek verlede week ook nou maar net 'n bietjie uitgebrei het. Ek dink as ek reg onthou, het ek verlede week die 2020 Afrikaanse vertaling gebruik. Nou goed, ek gaan net regtig baie vinnig hier deurgaan. In die eerste deel het ons gesien dat Paulus gebruik die retoriese tegniek om te praat vanuit 'n baie nederige punt te praat en te praat van sy dwaasheid, sodat hy dit 'n maklike pad het na sy hoorders. Dan vra hy, verdra my tog maar. Dit was ook, dis deel van sy styl wat 'n nederige leierskap is, anderste as die styl wat 'n mens baie keer vandag in die kerk sien, veral in 'n sekere gedeelte van die kerk. Jy weet, die oomblik as jy praat van die kerk, dan moet jy dit eintlik kwalifiseer. Ek streef self na nederige leierskap, maar ek dink daar is ook 'n deel van die sogenaamde kerk, waar die leiers, jy weet, baie vol van hulle self is, baie seker van hulle self is, baie charismaties is, en ook meen dat dit is hoe 'n geestelike leier moet wees. Iemand wat jy eintlik van ver af hoor, terwyl hy nog aankom. So, ja, ons weet van die kulturele invloed wat 'n uitdaging was. Die Korintiërs het ons nou al baie gesien, was maar 'n klomp Grieke, en hulle het baie van hulle self gedink, en hulle het uiteindelik onder die invloed gekom van hierdie ander apostels, wat hulle beïndruk het met hulle styl en met hulle charismatiese gawes en hulle wonderlike manier om te kan preek. En Paulus kom by die punt dat hy vir hulle sê, julle verstaan verkeerd, ek het julle steeds baie lief, en ek is jaloers op daardie liefde wat ek vir julle het, in die sin van, dat ek wil nie julle moet wegdwaal, nie van my af nie, maar van die evangelie af. En so Paulus kyk so 'n bietjie deur hierdie mense wat na hom by hierdie gemeente gekom het, en wie hulle nou agterna loop, en hy waarsku hulle eintlik teen hierdie geestelike leiers. Hy probeer vir hulle sê, julle moet baie seker maak dat julle die regte geestelike leiers dan volg. En dan wys hy uit die aard van die saak op toewyding aan Christus. Hy beskryf dit in daai beeld van 'n vrou wat 'n maagd is wat aan een man behoort, en dat die kerk is die maagd wat aan Christus behoort, maar as die kerk op 'n dwaalspoor beland, dan behoort ons nie meer aan Christus nie, want dan het ons hart verkoop. Hy beleef, en hy maak 'n punt daarvan, dat 'n mens kom agter in hierdie eerste gedeelte van 2 Korintiërs hoofstuk 11, dat die duiwel is 'n geweldige bedreiging vir die gelowiges en vir die kerk. En hy verwys na die Ou Testament, en spesifiek na die rol van die slang, die duiwel deur die slang met Eva, hoe dat hy Eva bedrieg het, en haar mislei het met leuns, en hy bedoel dit ook as 'n ernstige waarskuwing, en hy wil vir hom sê dat ons moet daarop fokus om die vyand raak te sien. Ons moet hom identifiseer, jy moet betyds besef, dit is die vyand met wie jy hier te doen het, anderste beland jy vinnig in die moeilikheid. So, dit het gegaan daaroor dat 'n mens moet gewortel bly in dit wat jy in die Bybel kry. Nou, in vers 4 het hy gesê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, 'n ander Jesus is 'n ander leer oor Jesus, maar in wese is dit soos wat Paulus sê, dis 'n ander Jesus. En ek sê altyd, 'n mens moet baie seker maak, wat is jou beeld van God? Hoe sien jy die Vader? Hoe sien jy die Seun? Hoe sien jy die Heilige Gees? Is dit
soos wat die Bybel hulle aan ons voorhou? Is dit soos wat God homself aan ons openbaar? Want as jy die verkeerde idee hier in jou kop het van wie God is, dan kan jy nie die ware God dien nie. Jy ken hom dan nie eers nie, want jou idee van wie hy is verkeerd. En ons gaan nou vanaand sien, daarom is dit geweldig belangrik dat 'n mens tyd spandeer. Ons kan dalk 'n bietjie vinnig daaroor praat, en met mekaar praat oor tegnieke hoe ons tyd spandeer, aan ons verhouding met die Here, sodat ons werklik die regte kennis het van wie hy is. Wat moet ons doen, wat moet ons nie doen nie? Ek dink dat nie almal is sommer maar net reg nie. Dit kom ons nou ook agter in hierdie hoofstuk, dat ons moet onderskei. Nie alle kerke is maar net reg omdat hulle sê hulle is 'n kerk, of nie alle gelowiges is maar net reg omdat hulle sê ek kom in die naam van Jesus na jou toe nie. Ek dink, en hy is een van die daar op Heilbron sien ek, nee, Dani Botha. Dani Botha is een van die daar op Heilbron. En ja, Dani Botha het die wêreld op sleeptou gehad met sy dwalings, met sy valse leer, en hy hou steeds daaraan vas, nee. Hy het nie afgesien van sy valse leer in verband met byvoorbeeld die wegraping nie, niks het verander nie, hy is nog steeds 'n valse leraar. So, ja, my idee van wie die Here Jesus is, en sy idee van wie die Here Jesus is, dink ek is nie heeltemal dieselfde nie. Ja, en hoekom is dit nie dieselfde nie? Goed, ons het ook gepraat oor die rol van die Heilige Gees. Ek dink die rol van die Heilige Gees is baie belangrik, en ek probeer die laaste tyd in preke dit baie sê. Daar's 'n eenvoudige verbintenis wat jy moet maak in jou kop, en dit is woord en gees loop saam. Die woord, die Bybel en die Heilige Gees hoort by mekaar. Jy moenie hierdie twee van mekaar skei nie. Want as jy dit skei, dan kry jy hierdie ding waar mense dink dat die Heilige Gees gee vir hulle aparte boodskappe. Dani Botha, met sy wegrapingsboodskap en sy datum. Die oomblik as jy die woord en die Gees by mekaar hou, dan verstaan jy dit so, dat die Heilige Gees werk deur die Bybel. Dat God spreek met ons deur die Bybel. En daarom is dit so belangrik, dat 'n mens bid vir die werking en leiding van die Heilige Gees, sodat jy die Bybel kan verstaan, en dan gee God vir jou die nodige leiding, uit wat jy lees in die Bybel. Hy maak jou oë oop vir wat jy moet sien. So, ek dink dis 'n baie belangrike punt, wat ons moet vashou. Wees nederig. Ek dink as daar een ding is wat baie gesê word in hierdie hoofstuk, is dit die klem op die oproep dat ons moet nederig wees, dat ons moenie selfvoldaan wees nie, nie tevrede wees met onsself nie, nie te seker wees van onsself nie. Want ek reken dat ek niks agterstaan by die uitnemende of die sogenaamde super apostels nie. Paulus is nederig, hy is iemand wat natuurlik oor geweldig baie kennis beskik het. Waarskynlik was hy een van die geleerdstes van sy tyd in terme van die Ou Testament. En ja, so Paulus het regtig nie iets gehad om oor skaam te wees nie. Goed, en dan ek dink kom ons kom by vanaand. Opofferings vir die verspreiding van die evangelie. Nou, hiermee gaan Paulus in 'n sekere sin ook weer verder in die volgende gedeelte van 2 Korintiërs hoofstuk 11. So hy sê, en ek gaan dalk nou net hier het so bietjie verklein, hy sê die volgende, in vers 7, of het ek sonde gedoen deur my te verneder, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het. Nou, dit is nou regtig 'n retoriese vraag, is 'n redenerende vraag. Met ander woorde, Paulus sê ook iets, hy sê, ek het my verneder, ek het dit gedoen met die bedoeling dat julle verhoog kan word. Verder sê hy,
ek het die evangelie aan julle verkondig, sonder dat dit julle geld gekos het. Goed, so 'n retoriese vraag kan 'n ou gewoonlik beter verstaan, as jy dit 'n paar stellings maak, jy kan dit so vinnig vir jouself neerskryf. Goed, so, ons weet nou al, Paulus was nederig in terme van sy bedieningsbenadering, en hoe hy dit prakties gedoen het, is hy het werklik nie iets van hierdie gemeente gevat nie. Nie dat hy nie die reg gehad het nie. Hy het die reg gehad op eervolle versorging deur hierdie gemeente, maar hy het nie van die reg gebruik gemaak nie. En die rede hoekom hy nie van die reg gebruik gemaak het nie, is hierdie gemeente het nie 'n mooi verhouding altyd met Paulus gehad nie, en hulle het hom in 'n sekere sin op so 'n manier behandel dat dit vir hom moeilik was om iets van hulle te aanvaar. En so moet dit nooit wees nie, maar dit was wel prakties die geval in die verhouding tussen Paulus en die Korintiërs. Dus die volgende dingetjie wat ek net wil sê is ontsettend belangrik dat jy dit hoor. As daar een ding is wat jy hoor vanaand, moet jy dit hoor. Die kosbaarste ding, die kosbaarste wat die kerk het, is die evangelie, die waarheid. En die waarde van daardie evangelie is, dit kan nie gemeet word in enige monetêre waarde nie. Jy kan nie 'n bedrag daaraan koppel nie. Wat is jy bereid om te betaal om die waarheid te hoor? En die antwoord is dat geen bedrag geld kan enigsins betaal vir die waarheid nie. Die waarheid is so kosbaar en dit is so belangrik dat 'n mens dood eenvoudig bydra dat jy daai waarheid kan hoor. So die waarde van die evangelie is onmeetbaar en dit moet altyd vir ons onmeetbaar wees. En Paulus se besluit om dit vrylik te verkondig onderstreep die belangrikheid van toeganklikheid. Nou ja, baie mense kan meer betaal, want dit kos maar geld om die evangelie uitgedra te kry, nee. Niemand kan dit doen sonder dat daar geld is nie. En, maar die wat meer binne vermoë is, dra by dat die evangelie ook gedeel kan word met die wat minder binne die vermoë is, om dit te bekostig. Ons help mekaar in die verband. So dis 'n ontsettende belangrike beginsel, die waarde van die evangelie wat onmeetbaar is, en dat ons dit vrylik met almal wil deel, maar om dit te kan doen, moet die wat in 'n beter finansiële posisie is, waarskynlik bydra, dat dit moontlik is dat die evangelie by ander kan uitkom, wat nie in daai posisie is om dit so maklik te bekostig nie. Dit sê wel dat ek wil nie 'n geleentheid mis om die evangelie te hoor nie. Ek wil nie 'n geleentheid mis om kerk toe te gaan nie, as ek dit so reguit vir julle kan sê. Ek wil dit graag ook met my kinders deel. Ek verbaas my altyd dat mense sal groot bedrag geld betaal vir 'n kaartjie. Weet, van hierdie besoekende kunstenaars wat Suid-Afrika besoek, die gemiddelde kaartjie is R1500 vir 'n kaartjie. En meer. Maar mense sal dit betaal. Die bywoning van daai goed is so groot dat die plekke is gewoonlik vol. Maar dit wat hulle vir jou wys, of wat hulle jou, die vermaak wat hulle vir jou gee, is van soveel minder waarde as die evangelie, as dit wat jy Sondag in die preek kan kry wanneer jy kerk toe gaan. En tog is die kerk nie vol nie. Tog sal mense dit baie maklik los, want hulle het die idee dat die evangelie is eintlik nie so baie werd nie. Hulle betaal nie om in te stap by die kerk nie, en jou kollekte is skaarse betaling vir dit wat jy daar ontvang het, toe jy na die evangelie kon gaan luister. Maar mense het die idee dit is verniet. Nou, ek kan jou verseker, as jy kyk na 'n kerk se begroting, die evangelie is nie verniet nie. Dit kos baie om alles daar in plek te hê, dat die erediens kan plaasvind. En dus as jy nie bydra nie, dan behoort jy eintlik vir jouself
die vraag af te vra, hoe kan dit wees dat ek die voorreg het om op 'n Sondag na 'n erediens toe te gaan, en ek praat nie van jou kollekte nie, daar te sit en dit alles te ontvang, hierdie rykdom te ontvang, maar ek gee nie hier 'n bydra nie. Ek bedoel nie jou dankoffer wat jy fisies elke maand gee. Jy behoort vir jouself af te vra, maar dit kan tog nie verniet wees nie, want kom ons wees maar eerlik daaroor, niks in die lewe is verniet nie. Alles wat hulle so aan jou adverteer, wat sogenaamd verniet is, so na 'n rukkie kom jy agter, o nee, dit was nie verniet nie, want niks is verniet nie. Alles kos maar iets. En die waardevolste wat daar is die evangelie. Dis onmeetbaar waardevol. En tog sê Paulus, ek het dit met julle gedeel, ek het julle nie geld gevra nie, ek het nie vir julle lewensonderhoud gevra nie, en miskien het julle die idee gekry, dit is waardeloos, omdat julle nie daarvoor bygedra het nie. Maar julle is verkeerd, ander mense moes bydra dat ek dit aan julle kon oordra. So dit is eintlik so belangrik, en waarin lê die groot waarde van die evangelie? Wel, dis 'n saak van lewe en dood. As jy die evangelie nie hoor nie, as jou kinders nie die evangelie hoor nie, die waarheid, nie halwe waarhede nie, en jy glo nie hier die evangelie nie, is jy verlore. Die hel is 'n werklikheid. Dan gaan jy hel toe gaan. So, as jy die evangelie hoor in waarheid en in krag, en jy glo dit, dan is daar redding. Dan gaan jy hemel toe. Dis fantasties. Wat is waardevoller as dit? Daar's niks waardevoller as dit nie. Daar's niks belangriker as dit nie. Want op die ou einde van die dag, tensy die wederkoms van ons Here plaasvind, gaan ons almal sterf. Tensy dit in ons leeftyd plaasvind, gaan ons almal sterf. Ons gaan een of ander tyd voor God staan. En ons gaan of hemel toe of hel toe. En jy wil nie hel toe gaan nie. Die hel is 'n verskriklike plek. Die enigste manier om nie daar te kom nie, is hierdie evangelie. So, wat sê jy betaal vir die lewe van jou kind? Sê nou maar hulle ontvoer jou kind. Iemand ontvoer jou kind. En hulle sê, ons soek 'n losprys van R1 miljoen. Ek is seker jy gaan en jy gaan 'n plan maak om 'n lening te vat op jou huis om vir hulle die R1 miljoen te gee, sodat jy jou kind kan terugkry. Nou, want jy wil jou kind red van ondergang. En van daardie wreedheid, en van dit wat donker is. Nou, hoekom sê jy jou kind nie kerk toe bring nie? Hoekom sal jy nie die waarheid vir jou kind gee nie? Omdat jy dink dit is verniet. Maar dit is die sleutel, dit is die belangrikste ding wat daar is. Daar's niks belangriker as dit nie, as hierdie evangelie nie. Maar die evangelie moet die ware evangelie wees, en dis deel van die probleem deesdae, is dat mense dink, solank as iemand daarvoor staan en hulle preek, dit maak nie saak wat hulle sê nie, en dis die fout. Dit maak baie saak wat hulle sê. Daar is mense wat opstaan in gemeentes en wat preek, en ek het van tyd tot tyd die voorreg om daarna te luister, of miskien moet 'n mens sê, dis nie altyd 'n voorreg nie. Die mense is baie keer ontsteld om te dink dat iemand, hier sit staan iemand op, en dan hoor jy wat sê daai persoon, en dis verkeerd, dis vals, dis valse leer, dis dwaling. En daar's mense wat daar sit, en ek wil amper vir julle sê, Sondag na Sondag na Sondag, en hulle aanvaar dit, hulle drink dit in, want hulle voorouers was in daardie kerk, en nou aanvaar hulle maar net voor die voet, dat alles wat daar gesê word, is nog dieselfde, maar hulle kan sien, dinge is nie dieselfde nie. Hulle kan hoor, dinge is nie dieselfde nie. Hulle kan sien, hier's 'n stryd in hulle kerk, wat vir hulle wys, hier's 'n probleem. En ek noem nou maar weer, daar was nou weer 'n insident oor
gemeentes in een kerkverband wat moeilikheid opgetel het met mekaar oor die hele saak van homoseksualiteit. Homoseksualiteit is die Bybel baie duidelik oor, dat dit verkeerd is. Dat dit soos ander vorme van seksuele losbandigheid, dat dit verkeerd is. Dit is nie ingewikkeld nie, dis nie nodig dat ons lank met mekaar daaroor praat nie, dit is dood eenvoudig verkeerd. En enige iemand wat vir jou vertel, dis ingewikkeld, dit is nie so maklik om 'n antwoord te gee nie, is reeds besig met dwaalleer. En is reeds besig om jou te probeer mislei. Jy moet dit raak sien. En dan moet jy vir jouself sê, maar daar's 'n tyd wat ek 'n besluit moet neem. En ek moet hier pad gee. Ek kan nie hier sit nie. Wat nog te sê, my kinders of my kleinkinders saam met my bring en hulle daarin bloot te stel. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet die waarheid gaan soek. Nou, ek het dit genoem, dat Paulus het ander gemeentes gekry wat hom geondersteun het vir sy bedieningswerk in Korinthe, en dit is eintlik 'n skande, dat die Korintiërs dit moet hoor by Paulus, want hulle was 'n vermoënde klomp mense in 'n baie ryk stad, en nou moes, en boonop die heel armste Grieke, het bygedra sodat die evangelie aan hulle ryk Grieke verkondig kan word. En toe Paulus daar was, het hy nie die vrymoedigheid gehad om vir hulle te sê, jong, ek kry swaar nie. Ek dink dis 'n skande, ek sal nie weet waar om te kyk, as ek so iets moet hoor, as Paulus so iets moes geskryf het van ons nie. Ek sal so skaam kry, ek sal nie weet wat om te doen nie. So, ek dink dat mense besef nie altyd hoe belangrik dit is dat ons werklik erns moet maak met hierdie verantwoordelikheid om seker te maak dat die evangelie verkondig kan word en gedeel kan word en dat ons moet aktief daartoe bydra. Paulus het baie opofferings gemaak vir die evangelie. Hy gaan dit ook verder en later in hierdie hoofstuk noem. En nou wil ek vir julle sê, jy weet, julle mag dink, hierdie hele Bybelstudie gaan oor eintlik maar die dominee en die domineese versorging, klink dit vir my, maar jy is verkeerd. Hierdie hoofstuk gaan veral daaroor, kyk 'n bietjie mooi, dat Paulus sê, kyk wat het ek opgeoffer, kyk wat het ek gegee, kyk wat het ek gedoen, om die evangelie te kan verkondig, want ek glo dat hierdie evangelie moet met alle mense gedeel word. Ek was bereid om persoonlik ongerief te ly, ek kon nie 'n pensioen by mekaar maak nie, ek het gereis van plek tot plek, ek het soms baie swaar gekry, soms vervolg, hy gaan dit klomp goed noem, maar hy sê ek het dit gedoen, want Paulus het mense lief gekry. Paulus het geleer dat 'n mens moet nie selfsugtig wees nie, dat 'n mens kom in kontak met verskillende mense deur jou lewe en jy raak besorg oor hulle en dit wat besig is om in hulle lewens te gebeur en jy weet, hulle is nie gered nie. Dit help nie, jy sê vir jouself, alle mense is gered nie. Kom ek sê dit nou maar vir jou reguit vanaand, alle mense is nie gered nie. 'n Groot gedeelte van die mense met wie ek en jy in die dag te doen kry, 'n groot persentasie van daardie mense is verlore. Raak dit jou nie? Is jy nie daardeur aangeraak? Is jy nie bekommerd oor daardie mense nie? Is jy so liefdeloos dat jy nie omgee nie? Jy weet, en dan wil ek vir jou sê, daar is baie mense in gemeentes wat verlore is. Nie almal in ons gemeente is gered nie. Daar is 'n stryd voortdurend aan die gang om mense gered te kry. En jy kan nie jou distansieer daarvan nie. God sê vir ons dat ons is almal betrokke in hierdie stryd vir siele. Weet, jy kan nie net sê, wel, ek is gered, my vrou is gered, my kinders is gered, alles is reg, verder het ek niks te doen met enige iemand anders te nie. Ek wil eintlik niks weet van niemand anders nie, want jy is verkeerd. Die Here gaan jou juist vra oor daardie stuk liefdeloosheid.
Hy gaan vir jou en vir my vra, hoe kon jy so liefdeloos gewees het? Hoe kon jy so geredeneer het, dat jy nie omgee nie? So ek wil vir jou sê, as dit jou benadering is, en ek dink dit is nogal typies van die benadering wat ons in die moderne lewe het, dan moet jy dit los. En jy moet jou daarvan bekeer. Dit is definitief die verkeerde benadering. Goed, dan skryf Paulus verder, ander gemeentes het ek beroof, deur vergoeding te neem om julle te bedien, en toe ek by julle teenwoordig was, en gebrek gehad het, het ek niemand lastig geval nie. Nou ja, weer eens, Paulus' bereidheid om 'n offer te bring, ek dink is geweldig belangrik, en ek wil vir jou nou reguit vra vanaand. Watter offer bring jy? Watter offer, as die Here nou vir jou vra, op jou naam, sê vir my, watter offer bring jy vir my? Wat gaan jy vir hom sê? Watter offer bring jy? Wat gee jy? Waar staan jy af? Waar is jy bereid om minder te wees, minder na jouself te kyk, minder jou eie belange, en net dit te doen, omdat die Here vir jou nommer 1 is? Wat gaan ek en jy vir hom sê? Nou ja, die ander kant van dit wat Paulus nie direk hier skryf nie, is natuurlik daardie Macedoniese kerke, daardie mense wat so arm was. Hulle was die armste van die armste mense, het ons vroeër gelees in 2 Korintiërs. En hierdie mense het by Paulus daarop aangedring dat hulle wil 'n bydrae maak tot sy bedieningswerk. Hulle wil aktief hom ondersteun, en dit is hoe Paulus in staat was om uiteindelik vir hierdie klomp ryk mense die evangelie te gaan bring. Met baie beperkte hulpbronne het hulle tog 'n verskil gemaak, want 'n mens kan sê, ag, ek is nie baie welgesteld nie, daar's ander mense wat baie meer het as ek, wat gaan dit help, die bietjie wat ek kan bydra? En jy is verkeerd, want hierdie Macedoniese kerke kon waarskynlik ook nie baie bydra nie, want hulle was net nie altyd binne die vermoë nie, alhoewel Paulus sê, hulle het bo hulle vermoë dit gedoen, het hulle 'n baie groot verskil gemaak. Ek meen, dit was danksy hulle wat die gemeente van Korinthe tot stand gekom het, en baie ander mense ook bereik is. So, jy moet nooit jouself onderskat nie, of die bydra, selfs die finansiële bydra wat jy gee, moet jy nooit geringskat nie. Ek dink, dit is so baie dinge wat Paulus ons leer, in hierdie hoofstuk, en dis is alles belangrike dinge vir ons as gelowiges. Paulus openbaar iets wat vir my baie mooi is, en ek dink dat dit geweldig belangrik is vir die tyd waarin ons lewe. Daar's baie mense wat hand aan die ploeg slaan as bedienaars, of hulle beskou as bedienaars of geestelike leiers, maar hulle maak die werk nie klaar nie. Hulle voltooi dit nie. Hulle doen dit vir 'n rukkie, of hulle doen dit vir die een of ander rede wat vir hulle voordelig is, en verder kan 'n mens net sien, hulle hart is nie daarin nie, en na tyd raak hulle net dood eenvoudig weer weg. Maar Paulus werk met soveel integriteit, hy doen homself eintlik tekort, hy's altyd bereid om te skryf, altyd bereid om te help, altyd bereid om te antwoord. As hy moet vermaan hy, as hy moet in liefde bemoedig, dan doen hy dit. En Paulus dink nie eerste aan homself nie. En as jy vir my vra, wat is die integriteit van 'n gelowige, dan wil ek amper sê, moenie eers aan jouself dink nie. Maar jy kan ook sê dat dit wat ek doen is oop. Dit is vir almal om te sien, dit is bekend, ek steek niks weg nie, en ek doen my werk na die beste van my vermoë. Sustentasie, ek het nogal dadelik aan sustentasie gedink. Sustentasie is in ons kerke die manier waarop gemeentes mekaar finansiëel help om die evangelie te bekostig. En hierdie hoofstuk, dink ek is een van daai hoofstukke in die Bybel wat juist vir ons wys hoe dat
gemeentes interafhanklik is en mekaar behoort te help en te ondersteun. Nou, ek het met gisteraand se huisbesoek, het iemand my spesifiek gevra oor die verhouding tussen die kerke in ons klasses. En die klasses, se kerke is nou die kerke wat in die Oos-Vrystaat die naaste aan mekaar is. Daar's 'n baie mooi verhouding. Ons help mekaar, ons ondersteun mekaar, ons bemoedig mekaar, ons reik uit na mekaar toe. Ek dink vir baie jare het Heilbron byvoorbeeld gehelp om Lindley te help. Vandag kan Lindley saam met Reitz hulle eie predikant bekostig. Maar dit het baie gedoen om hulle tot daar te kry, was daardie werk wat ons as Heilbron gedoen het vir 10 jaar lank, sodat daai gemeente kon bly bestaan. En ek dink is baie belangrik dat 'n mens moet nie dink as jy 'n gelowige op 'n bepaalde plek is, moet jy nie net dink, dit gaan net oor ons gemeente nie. Net solank as ons gemeente kan oorleef, is dit goed nie. Jy op die ou einde gaan nie oorleef nie. 'n Mens moet 'n netwerk van kerke rondom jou hê, wat jou bystaan, en as jy swak is, dan help hulle jou, en as jy weer sterk is, help jy hulle. So 'n netwerk is verskriklik belangrik. So daar's hierdie interafhanklikheid tussen gemeentes, en ons sien dit alreeds in die Nuwe Testament, maar dit werk ook na die individuele gelowige toe, nê. Ek is nie 'n gelowige op my eie nie, maar ek is interafhanklik van ander gelowiges. Ek het bande met ander gelowiges. Daarom wil ek in 'n spesifieke gemeente wees. En ja, jy weet, jy kan 'n naam in 'n gemeente wees, en jy kan dalk betrokke wees by 'n gemeente, maar jy is nog nie 'n volle lidmaat by 'n gemeente nie. Daar's soveel voordele daarin om 'n volle lidmaat van 'n gemeente te wees, want wat gebeur is, hierdie mense kyk na mekaar, of dit nou diakonaal is, of dit nou geestelik is, ons versorg mekaar, ons help mekaar, ons probeer vir mekaar ondersteuning gee, ons besoek mekaar as ons eensaam is, ons is daar om na mekaar te luister. Die wêreld is 'n geweldige eensame plek. Hier in die stad lewe mense elkeen maar op sy eie. En ek dink daar's baie mense wat eintlik vir jou sal sê, ons het nie eintlik vriende nie. Ons het kennisse en ons werk saam met mense, maar ons het nie vriende nie. En jou gelowiges, medegelowiges, word jou beste vriende. Dis mense wat jy kan vertrou, julle praat mekaar se taal, en julle help mekaar. Dis iemand wat jy kan bel as daar iets is wat skeefloop, of is iemand wat jy kan bel en vra, kan jy my asseblief help, ek is in die nood. So dis geweldige 'n belangrike ding in die tyd wat ons vandag lewe. Goed, so ja, en dit alles gaan oor, ons deel die prioriteit vir die evangelie. Die Here Jesus het nie net vir my gesê, gaan dan heen en verkondig die evangelie aan mense van alle nasies nie, leer hulle, doop hulle. Hy het dit nie net vir my gesê nie, hy het dit uiteindelik vir ons almal gesê. Ons moet almal die evangelie gaan verkondig. Ons deel hierdie opdrag met mekaar. Dis nie net my verantwoordelikheid om mense geestelik te versorg in die gemeente nie, en in 'n sekere sin om ook uit te reik na buite die gemeente nie. Dis ons almal se verantwoordelikheid. Ons doen dit saam. Ek gee wel daarin die leiding, maar ons doen dit saam. Dan vers 9, want in my gebrek het die broeders voorsien wat van Macedonië gekom het, en ek het my in alles in ag geneem om julle nie te beswaar nie, en ek sal my in ag neem. Nou ons het dit al baie gesien, dat Paulus stel vir ons 'n voorbeeld, dat 'n mens moet probeer om nie 'n finansiële las te wees nie. En 'n interessante ding, natuurlik
daar's niks meer verkeerd dat die dominee onderhou moet word en ook aanspraak moet maak op die onderhoud deur die gemeente nie. Paulus het dit nie hier gebruik nie, maar hy het wel hulp van ander gemeentes afgekry om sy versorging moontlik te maak, want hy kon nie net, as hy net die hele tyd moes tentmaker wees om vir homself te sorg, dan gaan hy nie tyd gehad het om die evangelie te bedien en om die gemeente te lei nie. Ons het wel die beginsel van tentmaker bediening, en ek dink hierdie tyd wat ons betree het nou, word predikante ook in sekere groepe opgelei, veral onder die nie blanke gedeelte van ons kerke, weet ons dat baie van daardie gemeentes gaan nie die predikant behoorlik kan versorg nie, so hulle kry ook opleiding om uiteindelik 'n onderwyser te kan wees, byvoorbeeld in daardie gemeenskap, en 'n tentmaker bediening te hê. In ander woorde, hopelik ontwikkel die tentmaker bediening tot so 'n mate dat die dominee voltyds daar kan wees en geheel en al deur die gemeente versorg kan word. Maar intussen tyd kan hy wel iets anders te ook doen om 'n aanvulling te maak tot sy versorging, sodat hy met die bedieningswerk kan voortgaan en hopelik sodat die gemeente gevestig kan word. Nou, daai beginsel het ons as kerke nou meer en meer begin omhels later jare. En ek dink dat dit gaan ook 'n faktor word in blanke gemeentes en veral op die platteland, omdat die plattelandse gemeentes baie keer kleiner word, dat predikante ook tentmakers werk moet doen om uiteindelik 'n bydrae te maak tot hulle eervolle versorging. Maar ek dink dit is nie die ideaal nie. Die ideaal is dat jy wil jou volle tyd en aandag kan gee vir die bediening, dat jy nie verdeelde tyd en aandag het nie. Vrygewigheid en ondersteuning, ja, die vrygewigheid van die Macedoniërs is baie mooi. Ek dink ons almal behoort dit te hê. Ons het al gepraat oor integriteit en leierskap. Paulus het dit nie gedoen vir die geld nie. Ek dink niemand moet die evangelie verkondig vir geld nie. Ek onthou toe ons predikante geword het, het hulle nogal baie dit vir ons gevra. Om seker te maak dat dit gaan nie vir ons oor geld nie. Ek wil daarom sê, ek weet nie of daar 'n tyd was waar predikante miskien dit gedoen het vir geld nie, dit kan dalk wees, jy weet dat dit tipe van 'n statusberoep was en dat mense gedink het, dis 'n maklike manier om te leef, dis 'n maklike manier om deur die lewe te kom. Ek dink die evangelie verkondiging is 'n wonderlike werk, is 'n wonderlike roeping, maar dis nie 'n maklike roeping nie. Enige iemand wat gedink het dis 'n maklike roeping is verkeerd. Aan die ander kant is dit 'n baie uitdagende roeping. En ja, sommige mense is goed versorg en eervol versorg, maar daar is ook baie ander mense wat nie so goed versorg is nie. En so dis beslis nie iets wat 'n mens doen omdat jy 'n maklike roete probeer vat nie. Ja, en in elk geval die rede waarom 'n mens hierdie taak op jou neem is omdat jy van die oortuiging is in jou hart dat die Here jou geroep het en dat hy jou hierdie roeping gegee het op 'n spesifieke plek, 'n uitwendige roeping gegee het op 'n spesifieke plek, en daar moet jy dien. Jy moet jou bes te doen wat jy daar kan doen. Jy moet dit passievol doen. En ja, tot vandag toe beleef ek my roeping baie sterk. Ek het vandag, ek kan dit maar vir julle noem, het iemand my gevra of ek beroepbaar is, en op die ou einde van die dag, nadat ek 2 dae wat daaroor gedink het, of ek hulle vraelys gaan invul of nie, het ek gesê nee, ek dink nie so nie. As gevolg van die feit dat daar's geweldig baie werk wat ek moet doen op Heilbron,
wat ek baie moeilik vir enige iemand anders te kan gee, en ek het gisterand ook met huisbesoeke in 'n gesprek, en dit was vir my duidelik, hierdie persoon het geweet van hierdie oproep, ek het nie daarvan geweet nie, tot laat gistermiddag, maar die persoon het geweet, en hulle het my getoets op hierdie punt, en toe het ek net gesê, ek dink dat ek het geweldig, my roeping op Heilbron is groot, en ek beleef dat daar is spesifieke goed wat ek moet doen, om die waarheid te sê, net vroeër die dag, moes ek met mense daaroor praat, en moes ek sê, maar moenie bekommerd wees nie, ons gaan die goed hanteer, een vir een, moenie bekommerd wees nie. So ek dink 'n mens moet altyd dink aan, wat is in die belang van die Here en van sy kerk, en wat kan jy doen om sy werk vorentoe te neem. En ek doen dit maar ook net namens die gemeente. En baie keer moet 'n mens maar ook vir mense sê, nee, ek kan nie nou na 'n ander plek toe gaan nie. Ek dink dat 'n mens moet ook kan nee sê. Dis belangrik dat 'n mens ook sien dat hierdie gemeentes was een met mekaar, nê. Die Macedoniërs het nie hulle geërg aan die Korintiërs wat hierdie klomp ryk mense van die stad is en gesê, ons gaan nie bydra vir 'n klomp ryk mense in die stad nie. Jy weet, hulle moet eintlik self vir Paulus sorg. En intussen tyd sorg niemand vir Paulus nie. So die Macedoniërs het dood eenvoudig gesê, ons aanvaar die verantwoordelikheid, ons doen dit, ons het die Here so lief, ons doen dit graag. Wat het Paulus nodig, kom ons gee dit vir hom. En dis vir my 'n wonderlike gesindheid, van die Macedoniërs se kant af, is daar 'n eenheidsband. Hulle sien dit as 'n eenheidsband. As die Korintiërs dit nie so gesien het nie, as hulle so bietjie vanuit die hoogte uitgekom het, dan was hulle verkeerd. En die Korintiese gemeente was oor 'n paar goed verkeerd. So gaan ondersoek maar 'n bietjie jou hart. Ek doen dit nogal baie, dis baie goed om jou hart te gaan ondersoek. Maak seker dat jy het 'n nederige hartsgesindheid. Maak seker dat jy is bereid om te dien en te offer en te doen wat jy moet doen. Dan die deel vers 10, so seker as die waarheid van Christus in my is, sal hierdie roem in die streke van Agaia my nie ontneem word nie. So seker as wat die waarheid van Christus in my is. Dis vir my 'n verskriklike mooi uitdrukking. En ek het hom gemis, ek het hom nou eers regtig, moet ek vir julle sê, ek het hom nou eers raak gelees vandag. En ek wil ook sê, so seker as die waarheid van Christus in my is. Ek dink is verskriklik belangrik dat wel die predikant moet dit kan sê, die geestelike leiers in 'n gemeente moet dit kan sê, maar ons elkeen moet dit kan sê. So seker as die waarheid van Christus in my is, ek praat die waarheid. Ek wil niks anders te ken as die waarheid dat Jesus Christus is my enigste redder en verlosser nie. Dis die groot waarheid. En hierdie waarheid is in my, hierdie waarheid leef in my, hierdie waarheid is deel van wie ek is, hierdie waarheid is ek. Jy weet, en ek leef hom, ek wys hom. So dit gaan nie oor wie ek persoonlik is nie, inteendeel, dit sal my pas as mense, wanneer hulle na my kyk, dan sê hulle, maar daar is so 'n hegte band tussen daardie persoon en Christus, dat 'n mens sien amper net Christus. En daardie mens word net al minder en kleiner en is amper besig om te verdwyn. So ek hoop, julle hoor ook by my baie van die Here Jesus. En natuurlik uit die aard van die saak, ook van die Vader en van die Seun, en dat julle sien, iets van die gesindheid wat in Jesus was ook die hele tyd in my. Want dit gaan nie vir my oor my nie, dit gaan vir my oor my Here, oor Christus, en hoe om mense by hom uit te kry. Ek maak geen geheim daarvan nie, dat jy dit dan nou maar vanaand hoor. Kyk, my intensie met elkeen van julle is om jou verbind te kry aan Christus, en deur Christus aan God. Dit is my bedoeling. Daar is geen geheim daaraan nie, hoor. Ek sê dit vir jou reguit, of jy moslim of Griek, heiden, Moor of Mohammedaan is, soos wat hulle sal sê, my intensie is om deur die werking van die Heilige Gees jou by Christus uit te kry, dat jy gered kan word. En ek weet dit is reg. Ek weet dit is wat ek moet doen. Daar's niks meer verkeerd as ek dit doen nie. Wel, daar gaan mense wees wat sê,
Ek is verkeerd, 'n ateïs gaan nie daarvan hou dat ek hom by Christus probeer uitkry nie, dat ek hom probeer oortuig nie. Hy gaan wil hê ek moet hom los. Hy gaan wil redeneer, dit is sy reg om te wees wie hy wil wees, en ek probeer hom beïnvloed om te wees wie ek glo hy moet wees om gered te word. En so hy gaan 'n probleem hê met my benadering, maar as jy hier inskakel op hierdie Bybelstudie, wel dit is my intensie, om jou by Christus uit te kry, om jou uit die hande van die duiwel los te kry, en uit die mag van die sonde, en om jou by Christus te kry, jou en jou kinders, en hopelik jou kleinkinders en jou geslagte. En nie terwille van myself en my eie eer nie, ek is lank al dood teen die tyd wat ons kom by jou geslagte, maar terwille van Christus en sy verheerliking. Goed, so 'n mens moet werklik met vrymoedigheid die evangelie verkondig, sonder om, jy weet, oor te kom as dat jy dink jy weet alles, en jy oordonder almal. Ten spyte van teenstand en kritiek moet 'n mens jou nie laat stuit nie, jy gaan aan met jou werk, dit is soms moeilik, ek raak ook baie keer moedeloos, ek was nou die dag so 'n bietjie moedeloos oor 'n teestand wat ek gekry het, en ek het dit nie verwag nie, en ja, dan raak mense 'n bietjie moedeloos, maar jy laat jou nie van stryk bring nie, jy begin maar weer, jy soek 'n nuwe benadering en 'n nuwe invalshoek. Ek probeer werklik ook met integriteit te lewe, dat daar nie 'n verskil is tussen dit wat uit my mond uitkom, en dit wat ek leef, en dit wat ek doen nie. Ek bied weerstand. Kyk, dis vir my ontsettend belangrik dat ons dit hoor uit hierdie Bybelstudie vanaand, dat ons moet onderskei wat is reg, wat is verkeerd, en dit wat verkeerd is, moet ons noem, ons moet dit sê, maak nie saak of dit watter teoloog is wat dit sê nie, of dit in watter kerk is nie, enige kerk wat nog wonder oor homoseksualiteit is verkeerd, enige iemand wat kom met 'n liberale standpunt, wat skrifkrities is, wat is verkeerd, en ek sê dit, ek noem dit, ek steek dit nie weg nie, ek dink ons moet dit almal doen. Ons moet ook die impak op 'n streek moet ons raak sien. 'n Mens moet op die ou ende, as jy 'n gemeente is, Heilbron, moet jy 'n impak hê in die Oos-Vrystaat. In die Oos-Vrystaat moet hulle jou ken, en hulle moet weet dat jy maak 'n verskil in jou dorp en in jou distrik, en hopelik ook in jou groter streek waarvan jy deel is. So 'n mens moet nie te klein droom nie, 'n mens moet werklik groot droom. En dit kry 'n mens by Paulus. Paulus dink groot, hy dink nie klein nie, die evangelie is vir die wêreld, nee. Die Here Jesus het dit immers vir ons geleer. Hy het gesê, want so lief het God die wêreld gehad. So moenie klein dink nie, en onthou nou, God is almagtig. Dink aan die stroom van Jesegiel 47, wat voortvloei uit die tempel uit, wat van enkeldiep gaan tot waar dit 'n stroom is van God se genade, wat Jesegiel nie deur daardie stroom kan kom nie, en daardie stroom vloei voort tot in die dooie see en bring lewe, waar dit eens net absoluut dood was. Niks is meer dood as die dooie see nie. God is die God van die lewe, nee. Hierdie wêreld het daai boodskap nodig. Dit is so vol valsheid, jy weet, as jy die radio aanskakel en jy luister na die nuus, regtig vir my 'n mors van tyd om na nuus te luister, hoor. Dis deurspek van valsheid. Die hele tyd, hulle is hele tyd besig om te mislei. En op die ou ende van die dag wil ek vir jou sê, daar's een waarheid wat hierdie wêreld nodig het, wat die wêreld kan verander, is daai stroom van genade, wat vloei van God se troon af, Openbaring 22, wat die wêreld meesleer, en hopelik julle meesleer tot in die hemel, waar jy gered word. Vers 11, waarom? Omdat ek julle nie lief het nie. Paulus is so tikkie sarkasties. God weet dat ek julle lief het. Paulus het nie van hulle hulp gebruik gemaak nie, nie om hulle seer te maak nie, maar juis om hulle te bereik, juis om nie aanstoot te gee nie, juis om hulle te wen, want hy gee om, want hy het hulle lief.
Bid dat die Here jou help om 'n hart te kry wat mense wat nie gered is nie, dat jy hulle lief kry. Want dan kan jy die evangelie met hulle beginne deel. God is die getuie van ons harte, en hy kan ook ons harte verander dat dit liefdevolle harte is. Goed, so Paulus toon maar net, verdedig ook maar net weer eens sy werkswyse en sy werk as apostel, en dan hy maak gebruik van retoriese vrae, dit het ons nou al meer agtergekom. En dan vers 12, sê hy die volgende: maar wat ek doen, sal ek nog doen om die aanleiding af te sny vir die wat 'n aanleiding wil hê, sodat hulle in die saak waar hulle op roem, net soos ons bevind mag word. Weer eens gaan dit oor onderskei. Jy kan agterkom, hy praat hier van hierdie ander leiers. Hulle was nie goeie leiers nie. Jy kan nie net agter enige iemand aangaan nie. Jy kan nie net agter enige pastoor, predikant, professor, dokter, priester, oudste of wat ook al. Jy kan net nie agter enige iemand aangaan nie. Dit gaan oor die waarheid. En om te weet wat die waarheid is, moet jy jou Bybel lees en moet jy baie lees en studeer. En nou is mense so onkundig deesdae, hulle lees so min, hulle kan enige iets glo wat uit enige iemand se mond uitkom. En elke tweede Jan Rap en sy maat is deesdae leraar, pastoor of wat ook al hulle self noem, leuke prediker, Maruti, enige persoon deesdae matig homself dit aan, en in die land van blindes is een oog koning. Daai ou het so bietjie meer gelees as die gemiddelde persone, en nou staan hy op in hulle midde en hy begin allerhande goed te lees, of te leer, en die mense sit daar soos 'n klomp skape, en hulle dink, maar hier is ou een oog is koning. Maar almal is eintlik blind. Maak seker dat dit wat jy hoor is werklik die waarheid. Het is nie elke keer dieselfde boodskap nie. Ek dink party mense is al moeg bekeer. Hulle hoor elke Sondag dat hulle moet bekeer en dat hulle moet wedergebore word en dan moet hulle groot gedoop word. Elke Sondag. En daar's nie ander prediking nie, want die rede is, daar's nie kundigheid nie, daar's nie kennis nie. En 'n mens moet onderskei. Dis hoogtyd dat jy moet begin onderskei. Nou, hoe moet jy dit doen? Wel, dit gaan behels, jy moet jou Bybel vat, jy moet baie meer lees. Hoekom dink jy doen ek soveel moeite met die saadkorrel? Sodat jy daardie inligting kan vat, lees die saadkorrel, dat jy bietjie meer kan leer, dat jy beter kan onderskei. As jy moet spog in die Here, nee, beroem jou in die Here. Goed, ek dink ek wil net miskien nog hierdie sê oor vers 14, hierdie valse apostels, doen maar wat die Satan gedoen het, en dis 'n baie bekende gedeelte wat Paulus hierna verwys, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Wees versigtig vir elkeen wat voorgee dat hy bring die lig, maak seker dit is werklik die lig. Ag, ek dink die res is nie so moeilik nie, julle kan dit eintlik maar self ook, julle kan ook self daarby uitkom. Ek dink net, mens kom ook agter dat hier is sprake van geestelike oorlogvoering. Jy het hierdie mense wat onder die leiding nie van die Heilige Gees is nie, maar werklik van die bose, en jy moet weet wie hulle is, en jy moet stryd voer teen hulle. So ja, ek dink baie van hierdie teoloë, sogenaamde teoloë en geleerdes, is nie onskuldig nie, dink nie hulle staan onder die leiding van die Heilige Gees nie, ek dink hulle is werklik onder die leiding van die bose. Goed, ja, ek sou nog meer kon gesê het, maar ek was eintlik te breedsprakerig vanaand. Is daar miskien enige opmerkings of vrae wat julle wil vra? Goed, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek is altyd verheug as daar so baie van julle is.
As ek 'n bietjie lank gepraat het op sekere punte, vergewe my. Ek doen vir ons 'n gebed. Bid asseblief saam met my. Barmhartige Hemelse Vader, baie dankie dat ons deel kan wees van 'n gemeente, dat ons ook deel kan wees van hierdie Bybelstudiegroep. Ons oordeel nie oor ander nie, ons wil werklik net ook die waarheid raak sien. Ons wil ons bepaal by die waarheid en ons wil leef in die waarheid. Ons sê vir u baie dankie vir u woord en dat u woord vir ons oopgemaak het. Help ons om besluite te neem, dat ons werklik ook veranderings in ons lewe sal maak en nie op die ou pad sal bly nie. Laat ons lees, laat ons studeer, sodat ons kan onderskei wat die waarheid is, en as ons die waarheid gevind het, dat ons by daardie waarheid leef. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal. Lekker slaap. Lekker slaap.